We are all traveling in the footsteps of those that come before, and we'll all be reunited on that new and sunlit shore. Oh, and the saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, how I want to be in that number. When the saints go marching in. And when the sun refuses to shine, when the sun refuses to shine, Lord, how I want to be in that number. Oh, when the saints go marching. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, Lord, how I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the trumpet sounds its call, when a trumpet sounds its call, Lord, how I want to be in that number. When a trumpet sounds its call, oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, how I want to be in that number. When the saints go marching in. Now some say this world of trouble is the only world we'll ever see. But I'm waiting for that morning when the new world is revealed. Oh, when the new world is revealed. Oh, when the new world is revealed, Lord, how I want to be in that number when the new world is revealed. Let's go. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, Lord, how I want to be in that number. When the saints go marching, just once more. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, how I want to be in that number. When I say we are all, let's take it round one more time. Oh, when the sun goes,
saints go marching in. Lord, how I want to be in that number when the saints go marching in. Lord, how I want to be in that number. Lord, when the saints be in that go marching. When the saints go marching in. And when the sun refuses to shine, when the sun refuses to shine, Lord, how I want to be in that number when the saints go marching in. Hemelse Vader, dit is goed om net voor U te buig en net stil te wees. Here, ons gaan nou 'n klomp woorde gebruik om 'n klomp goed te sê. Maar woorde kan nie laat reg geskied aan 'n lewe van 75 jaar nie. So ons is net eers 'n bietjie stil, Here. Net om die oomblik te laat insink. En te onthou dat 75 jaar terug U vir LD vir sy pa en ma gegee het. En U hom toe, Here, vir die lewe gegee het en die lewe vir hom. En Here, U het lewe rondom hom geskep en deur hom geskep. En nou gee U weer 'n lewe. Die soort lewe wat net U kan gee. En Here, ons is eintlik almal hier om net te kom intap op die lewe wat U gee. Want ons het nodig, Here, dat U al kort weer en weer vir ons oriënteer op U, die lewe. Seën ons saam wees en word verheerlik. Amen. Ek wil vir elkeen van julle welkom sê. Ek het soveel waardering vir elkeen van julle wat hier is en ek is seker van die familie ook. In die besonder wil ek welkom sê vir Marietjie. Daar is van julle wat terloops op die YouTube ingeskakel is en ek wil vir julle ook welkom sê. Dit is vir ons goed dat julle hier is vandag. Vir Marietjie, vir Avery wat inskakel, vir Marina en dan natuurlik vir Mariana, Reder, Anu, julle twee se maats. Sjoe. Dit voel amper verkeerd om vir julle welkom te sê. Want ons is maar net saam hier, ek en julle. En ons. Maar die waarheid is dat elkeen wat hier is, betekenisgewend hier is. Elkeen is gekonnekteer aan julle, of aan LD. En ek het nou soms so buite gevra, hoekom is jy hier, wat is jou konneksie? En onmiddellik dan top die mooiste stories uit oor LD. En dit is so lekker om het te hoor, die lewe wat rondom hom gegenereer was. Mag die Here vir julle troos. Ek weet dat dit betekenis het as ek dit sê. Mag die Here vir julle troos. Ons kan nie troos nie, net God troos.
Hy troos van binne uit. En mag hy julle troos deur vir julle die mooiste herinneringe te laat koester. Al die mooiste goed uit te haal en vorentoe te stoot die hele tyd in julle herinneringe. Mag hy julle troos deur vir julle te sê, kom as jy vasval. Kom my kind, kom. Ons gaan vorentoe. Ons vat dit wat daar agter is saam, ons gaan vorentoe. Mag die Here vir julle troos. So, ek wens ek kon elkeen vir julle net iets laat sê. Paul het nou hier buite vertel van die boot wat hy in LD saamgekoop het. En wat hulle vergeet het om die props in te sit daar agter die proppe en toe het hulle die vrouens gelaai, dis nou al by Durban en toe hulle nou die vrouens laai en die gate is oop, toe sink die boot met hulle. Maar hulle het ook net daarna die boot verkoop, nee Paul. Ja, onmiddellik. So is daar baie verhale. En dit is baie lekker en julle moet laat ons 'n deel na die tyd. Benny sê, ek sê Benny, hoekom is jy hier? Hy vertel en hy sê, ek sê wat sê jy oor LD? Hy sê hy was 'n ongelooflike vriend. So kom ons vier vandag sy lewe. As ek goed oor hom sê wat julle nie mee saamstem nie, hou dit vir jouself. As jy wel goed gesê het wat ek nie gesê het, sê dit vir Mariana, vir Hanno, vir Reder, vertel vir hulle, vertel dit vir julle vriende. Kom ons vier sy lewe, want hy het 'n besondere lewe geleef. Glad in die middel van die pad. Party mense loop net so en ek gaan nou oor iets sê, maar ek wil hê ons moet gou luister na 'n lied wat vir hulle kosbaar is of vir hom kosbaar was, How Great Thou Art van Lauren Daigle. So kom ons luister dan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think, come on, that God, His Son, our Spirit, I scarce can take it in, that on that cross, would you lift your voice? Come on. He bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou art.
Christ shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow, in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Oh yeah, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, we sing, how great thou art, how great thou art. Oh, we sing, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. For the last time tonight we sing, then sings my soul. So, ons gaan nou uit die Bybel uitlees, Here, en uit hierdie psalm uit hier gaan ons verder dink, en ons gebed is dat U vir ons daarin sal lei, sal leer, sal troos, sal inspireer. Amen. Ek dink baie oor die lewensloop van mense, en ek sien dit dikwels, ek werk met mense, ek het baie te doen met baie soorte mense, die wat so 'n bietjie in die middel van die pad is, die wat so op die kante van die pad is, die wat af van die pad is. Hulle is die heel interessantste mense, ek hou baie van hulle. Want mense het soms daai satisfaksie dat jy so 'n persoon weer kan help om 'n pad te vind, wat natuurlik baie lekker is, as jy dit reg kry. Mense is dikwels vanweë verskeie redes is hulle gewoon op 'n bepaalde plek of pad, omdat hulle moet geld verdien, omdat hulle moet oorleef. Jy beland dikwels in 'n situasie, ek gaan daar want dit is nou my beste opsie om vir my 'n lewe te skep. En baie mense ontdek eintlik eers later, wanneer hulle amper op 'n bietjie beter plek is, hulle niche, hulle eintlike niche. Maar teen daardie tyd het dit so geword dat hulle verpligtinge so baie geraak het, dat hulle nouliks net kan onttrek uit die plek waar hulle is. Hulle moet nog altyd die pot aan die kook hou, en hulle moet doen wat hulle moet doen. So baie keer as mense, en ek het met my eie vrou so ervaar, en sy het vir 'n bepaalde rede in die onderwys beland, en sy doen dit volledig goed. Maar nou in terugskoue, as die goed vir haar anders geloop het, moes sy eintlik in die sakewêreld gewees het. So dit is niks vreemds, dit gebeur met mense. Daar is mense wat daarvan hou om op 'n spoor te wees, 'n vaste spoor soos 'n trein. Moenie dat ons onseker wees hoe die pad loop. Kom ons sit hom op 'n spoor,
Dan weet ons presies, jy kan vooruitloop en weet hoe gaan die ding loop. En waar gaan hy stop en waar is sy uitbestemming. Party mense hou van 'n spoorlewe. Daar's niks meer verkeerd, dis reg so. Ander mense hou niks van 'n spoorlewe nie. Hulle sê wie ek wil 'n bietjie boondebashing doen, ek wil 'n bietjie rondgaan, verskillende paaie kies, ek wil kan afdraai wat 'n trein nie kan doen nie, ek wil kan terugklim op die spoor, ek wil klomp goed kan doen. Ek wil opsies hê. Ek dink Aubrey was een van die meer laasgenoemde soort mense wat eintlik verskillende opsies, ek sê nou Aubrey LD, wat verskillende opsies sou wou uitoefen. Wat gehou het van die oopte van die Weskus se ooptes. Wat gehou het van opsies. Iemand baie maklik vasgedruk geraak het. Wat nie so ernstig was oor reëls en dogma nie, maar eerder oor dieper inhoud, wat selfstandig kon dink en beslis nie voorgesê wou word oor wat hy moet glo en wat hy moet dink nie. Hy is nou op die spoortjie gesit en nou moet hy net op die spoortjie hardloop en hy sal weet waar hy uitkom. Daar is net mense vir wie dit nie werk nie. Dit is interessant in die Bybel, Jesus het heeltemal begrip vir sulke mense en hy maak groot ruim voorsiening daarvoor. Ek kon lank daaroor praat, ek gaan dit nie vandag doen nie. Op 'n manier het hy oos 'n bietjie op plekke op die rand beland, terwyl hy in sy werk goed binne die hoofstroom was, maar baie dikwels so 'n bietjie op die rand beland. Ook by ons by die gemeente het hy op 'n stadium so 'n bietjie begin op die rand staan. En dit was vir my altyd 'n interessante ding wat sommige mense nodig vind om te doen. Om so 'n bietjie uit die middelstroom uit te gaan na die rand toe en daar op die rand te staan. Ek het nooit daaroor ontstel, ek raak nie altyd daaroor ontsteld nie. Soms is daar rede om daaroor ontstel te wees, maar nie altyd nie. Want dis ook 'n persoonlikheidsding soms dat mense benoud raak as mense te naby en te veel eisend is. En wat my altyd baie gehelp het is in Psalm 84, skryf die psalmdigter die mooiste goed en onder andere sê hy die volgende: 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000 daar buite. Dis nou 'n dag daar op die drempel. Is beter as daar buite. Hoor julle wat sê hy? Dag op die voorhoewe. Ek wag liewer op die drempel van die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. So op die ouene, as ons hier in die kerk is die vraag nie waar jy jou met die kerk posisioneer nie, maar die vraag is waar jy in jou hart georiënteer is. LD was die oudste van 5 kinders, Marietjie, Aubrey, Willie, wat 2 jaar terug oorlede is, Marina. Hy was baie lief vir hulle, so hoor ek uit vele getuienis uit. Sy pa het op die spoorweë gewerk, hy is in Calvinia gebore, het hier in Boston gebly, Witpoortjie skool gegaan, daar gematrikuleer. Uiteindelik Kaap toe gekom, boeke verkoop aan die Weskus. Toe in die gevangenisdiens gewerk, toe die gevangenisdiens se tydskrif Nexus begin. Filmresensies gedoen, Pretoria toe verplaas na Mutual toe gegaan. Vinnig opgang gemaak, Durban, terug Kaap toe. Later met Mariana begin kuier uit Parys uit. Die Parys koneksie was vir julle goed. En toe die hoogtepunt van sy lewe. En daar lyk dit net vir my geen twyfel daaroor, die hoogtepunt van sy lewe. Is die manne gebore is. So binne kort na in 'n jaar se tyd, né Mariana? En dit was nie toe die hoogtepunt, dit het die hoogtepunt gebly. Julle twee. Tot op die einde. Die hoogtepunt van sy bestaan. En weet jy wat, nee, ons kan dit nie altyd doen nie. Mens kan nie ouers verantwoordelik hou vir hulle kinders en nonsens nie. Maar jy kan ouers soms tog sien wie hulle is as jy na hulle kinders kyk. Mariana, wat ontsaglik baie van jou in LD sê, die getuigskrif is
is 'n besondere getuigskrif wat jy reg gekry het en reg gedoen het. Hy het saam met die manne geskram en saam met hulle rugby gespeel en saam met hulle die dinge gedoen wat goeie paas met hulle seuns doen en terwyl hy dit alles gedoen het, het hy sy pyp gerook. Dat almal geweet het daar is LD, ons hoef hom nie te soekie, daar waar die rookie is hy. Hulle het 31 jaar welgemoed gebly. Sy toewyding aan sy gesin, en ek het my somme gemaak oor die verhale Mariana, sy onvoorwaardelike liefde vir jou. Of die rede vir haar nou, sy commitment om daar te wees vir julle, sy oneindige trots. Dis die mooi kwaliteite wat julle met julle saamvat die toekoms in. En dit is ontsaglik baie werd. Ek wil amper sê meer as enigiets. Want jy kan baie ander dinge hê, as jy nie dit het nie. So, die kosbare gesprekke, Hanno, wat jy met jou pa gehad het, nou kort voor hy weg is. Lang gesprek, jy reder in die hospitaal. Dit is so tekenend, ook van die soort mens wat hy was, wat in die gesprekke ingegaan het. Partykeer op sy terme, nee. Hy het die terme altyd bepaal. Maar toe jy hom nou in die hospitaal kry, het jy vir die eerste keer so 'n bietjie die terme bepaal, want hy stond op sy rug op vas, nee. Dit was fantasties, dat jy die kaas gehad het. Die foto's wat hy vir julle gestuur het van julle kinderjare, tekenend van wie hy is, van sy eie waardering vir die lewe wat hy saam met julle gehad het as gesin. Nou, interessante goed wat hy geskryf het, nee, op sy nagkantoor en op verskillende plekke. En is eintlik uit die goedheid wat ek interessante waarnemings maak. My waarnemings mag verkeerd wees, julle wat hom baie lank goed ken, sou vir my kon korreksies aanbring, maar daar's baie interessante waarnemings wat ek maak. Soos dat hy diep geanker was in die Here. Kyk, hy het 'n nostalgie oor sy geloofspad. En hy verwys by talle geleenthede terug daarheen. Hy het ook eintlik 'n snaakse vreemde nostalgie in die kerk, in die tradisionele kerk. Nee. En 'n hinkering daarna, en 'n verankerdheid. Hy praat oor Christus en sy verbintenis, amper so vanselfsprekend, in van die goed wat hy sê. Dit is amper soos iemand met 'n tweede naïwiteit. Jy weet, as jy nou kind is, dan glo jy mos naïef. En dan word jy onnigter deur die lewe, en daar's baie goed, ons almal gaan deur daai fases. Dan word jy onnigter, en dan op 'n goeie dag, dan begin jy vir jouself vra, maar wie is ek nou voor die Here, en jy twyfel of daar God is, en jy het al die goed waarmee jy worstel, en tot op 'n dag, dan sê jy vir jouself, maar ek wil eintlik nie sonder die Here leef nie. Dit gaan nou raai, dit lyk of dit oënskynlik goed gaan, maar ek wil nie sonder God leef nie. Hy het 'n plek in my lewe. En gaan jy in daai tweede naïwiteit in, waar jy sê, ten spyte van al die vrae, bly ek myself verbonde aan God en aan Christus. Nou daai sien ons by LD baie duidelik in sy verhaal. Sy nalatenskap was op die ou en minder finansiëel, maar sy beautiful soul, soos jy dit sê, Mariana, is die rykdom wat julle met julle saamneem. Mariana, julle het ten spyte van al sy dinge en sy gewoontes en sy gerammel oor goed en sy hardkoppigheid. Kyk, laat ons nou nie vandag speletjies speel nie. Dit sal nou vreeslik wees as ek nou vir julle vandag sê, hy was so sagte ouetjie nee, wat nou nie hardkoppig was en soms lelike goed kwyt geraak het en hard gepraat het en al daai goed. Dan sal ons nou regtig 'n mokkerie maak daarvan. So kom ek sê dit nou sommer dat almal weet, ek weet dit ook. Mense sê wat ek julle dominees is al naïef. Ek is nie naïef nie. Ten spyte van al daai goed, het julle 'n klomp kwaliteit goed gehad en jy getuig daarvan en dit is kosbaar, julle twee getuig daarvan. Dit was
kwaliteit goed gewees. Karakter goed, kwaliteit goed, sielsgoed. En julle twee was regtig lief vir mekaar oor die 37 jaar. Ten spyte van alles. Dit moet ek nou ongelukkig van myself ook sê. My vrou ons is hartstogtelik lief vir mekaar ten spyte van nou klop goed. So, hy was 'n unieke en interessante mens en ek ons eer hom. Ons eer vandag sy nagedagtenis. En elkeen wat hier is getuig daarvan dat julle 'n spesiale band met hom gehad het. As vriende, as familie, soms as geesgenote, soms as reisgenote. Ons dank die Here vir sy lewe. Ek wil vir julle lees Psalm 103 en ek kom nou eers by die preek. Want ek wou net 'n klomp goed sê, ek wil dit van my hart af kry. Dit is so goed om net, dit is 'n lewe van 75 jaar. Wat ons oproep, dit is 'n groot okasie hierdie. Ons kon eintlik 'n klomp kos gebring het in 'n band en jy weet ligte en om dit te vier en bietjie whisky en al daai goed en dit alles hier neergesit het en dit gevier het. Jy weet net om, maar ons doen nie dit, dis nie ons gebruik nie. Ons gebruik is om tot stilstand te kom en dan vir God 'n klomp vrae te vra. So kom ons doen dit ook. Psalm 103. Psalm 103. 'n kosbare psalm, ek lees dit vir julle ken die psalm waarskynlik. Loof die Here oor my siel, ja, alles wat in my is sy heilige naam. Loof die Here oor my siel, moenie enige van sy weldade vergeet nie. Moenie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Hoor julle hierdie sin? Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Die Here handhaaf geregtigheid, die regte van almal wat verdruk word. Hy het sy weë aan Moses geopenbaar en die Israeliete sy dade. Nou hoor nou net hier wat kom hierso. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie. Hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie, want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Dit is oneindig. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het, want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. Hy weet ons is niks nie. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie. Dis nou die mens. Mens is soos gras in sy lewensdae, soos 'n veldbom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie, sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het. En sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou en vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou om dit uit te voer. Die Here het in die hemel sy troon gevestig en sy heerskappy strek oor alles. Prys die Here, julle wat sy boodskappers is. Sterk helde wat sy woord uitvoer deur sy bevel te gehoorsaam. Loof die Here, al sy hemelse magte, sy dienaars wat sy wil volbring. Loof die Here alles wat hy gemaak het, op al die plekke waar hy is. Loof die Here, o my siel. Die grootheid van God kan nie met gewone wetenskaplike of empiriese taal verduidelik word nie. Ons kan eintlik net oor God praat na analogie van dit wat ons ken en weet. Ons kan sê God is 'n vader, want ons verstaan vaderskap. So ons kan moeilik oor God praat, anders as om te praat met begrippe wat in ons lewe en wêreld 'n werklikheid is, nee. So ons praat net oor God na analogie van menslike kennis. Dis al maniere hoe ons oor God kan praat. Nou die psalms is die mooiste liedere en gedigte oor God. En soos kuns is, alle kuns strek jou vermoë.
woordkuns, skilderkuns, musiek, dit strek jou vermoë, dit gebruik metafore en beelde en klanke, om vanuit hierdie werklikheid iets groter te probeer projekteer. En as dit dan nou God is waaroor ons dink en praat en skryf en musiek maak, soos die Messias van Handel, dan, of soos van ander musiek wat ons net ook geluister het, dan probeer daai kunstenaar met hierdie klank en die gedigter met sy gedig of haar gedig, probeer iets projekteer oor die grootheid van God in mense taal. En die psalms is meesterstukke daarmee. Dit is absoluut gedigte en liedere waarin die digters telkens projekteer. Ons weet, dis nie die prent van die regte ding nie. Dis simbole, dit wys soontoe na die regte persoon toe. Ja, dis soos die landsvlag. Die landsvlag is nie Suid-Afrika nie. Maar as jy die landsvlag sien, dan vat dit jou, daai beeld vat vir jou na Suid-Afrika toe. As jy in die buiteland is en jy sien die landsvlag, dan ruk dit jou hart. Dan sê jy, ek wil, dis my plek. En jy het 'n hele groter prentjie. So, Dawid was 'n musikant en 'n kunstenaar, ook 'n woordkunstenaar en 'n romantikus. Maar ons weet dat hy met sy voete stewig in die werklikheid van die wêreld gestaan het. Hy was 'n herder, 'n skaapwagter, en 'n vegter en 'n staatsman en 'n politikus en 'n strateeg en soms gevoelloos en soms selfs wreed. Hy het 'n ander ou se vrou gevat en moeilikheid gemaak. Hy was ook soms baie vasbeslote. Hy was ook 'n onderhandelaar. Hy het dit gewaag buite die grense van bestaande verwagtinge. Hy het Juda en Israel een nasie gemaak. Daarna het dit weer verkrummel. Niemand kon dit nog ooit weer regkry nie. Buitengewone leier, die grootste koning wat Israel ooit gehad het. Veelsidig, kompleks, maar ook kinderlik gelowig. En dis nou die punt. Sy mooiste beelde oor God, as hy na al hierdie ervarings oor God moet praat, dan gebruik hy beelde uit die natuur uit. En in hierdie geval die beeld van 'n arend. Dis onsaglik mooi. Hy is ook 'n natuurmens gewees. Dan sê hy in Psalm 103 vers 5, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Hy skryf ook hierso, hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat jou al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf. Nou kan 'n oningeligte leser sê, maar jy is by 'n begrafnis. Die Here het dit dan nou nie hier gedoen nie. Hoe lees jy nou so 'n teks as die Here jou nou nie vrygemaak het van die graf en vir al jou siekte nie? Maar Abraham het sy eerste hartaanval al 20 jaar terug gehad. Dit moet ons ook nie vergeet. Ons moet nie hier geheeverlies kry nie. En daar was net 'n klomp genade gewees. En tyd wat hy gekry het. En voortsetting. En hy het sy uitdagings gehad, ook gesondheidsuitdagings. Die Here het vir hom nog geleentheid gegee. Hy het hom bewaar. Ten spyte van sy pyp. Ek meen, LD het nou nie homself genees met al sy gewoontes nie. En julle wat pyp rook, dit is nie gesond nie. Julle weet dit. So, hy het nou nie sy hartkondisie bevorder, geneesend deur. So, daar's 'n klomp genade. En dan sê vers 5, soos die arend word jou jeug weer nuut. Nou die beeld is 'n beeld oor arende verveer. En as hulle klaar verveer het, dan het hulle nuwe vere en lyk hulle weer ongelooflik jonk. Dis regtig so. En dis waarna die digter verwys, LD het ook verveer oor die jare. En ek het net daarna verwys, ook in sy geloof, teruggegaan in sy wortels in sy roots in, verveer.
Hy haal in een van sy geskrifte die digter van Brugge aan, LD. Hy haal van Brugge aan en sê hy, maar soms as jy, dis LD wat dit skryf, hy sê, soms as jy jou eie verganklikheid werklikheid word, soos vandag, as ek alleen is, wil ek saam met Van Brugge, tussen hakies, en Mimi Koertsen sing. Hoe ek sien weer die son op die velde en die ewige blou lig bo. En my hart skiet vol van heimwee, wat drome bring in my oë. Absolute nostalgie en heimwee. So dit is die wonder dat terwyl ons fisies dikwels afgetakel word, ons dikwels in ons lewe teruggaan na ons wortels toe, verjonk word, om dit wat oud geword het, nie te maak in ons gedagtes. Om terug te gaan na jou wortels, jou ankers toe. Die arendsbeeld word natuurlik op ander plekke in die Ou Testament ook gebruik, en die mooiste vir my, die ene in Deuteronomium 32. Kom ek lees vir julle, dit vertel van die volk van die Here se eindelose omswerwinge in die woestyn. Hulle het baie ontbeer in die woestyn. Ons het ook baie keer ons eie woestynervarings. Hulle het gestoei met die wil van God, selfs oor sy goedheid getwyfel. Hulle het baie moeilikheid die hoof moes bied. En dan skryf Deuteronomium 'n lied van Moses op. Dis ook 'n lied. Soos hierdie 103, Psalm 103, dan sê vers 11, soos 'n arend sy neskuiken aanspoor, bo sy jong kuiken fladder, sy vlerke oopsprei en omvang, hom op sy penvere dra, het die Here ons gedra. Dit gebeur telkens in die psalms, en jy sien dit die hele tyd in die psalms en hierdie gedigte, dan sien jy, hierdie arme ou is in 'n moeilikheid, hy kla voor die Here, hy bekla sy lot, hy sê, Here, waar is U? Hoekom is U nie hierdie? Hoekom help U nie? Here, hy kla die Here aan, in talle van die psalms, Psalm 10, 'n stuk onvergenoegdheid met die Here wat hy help nie, en wat lyk of hy magteloos is, en almal wat sonde doen, gaan dit mee goed, en hy wat eintlik sukkel om getrou te bly, het al die moeilikheid, en al die soort negatiewe gedagtes, en elke keer in daai psalms, is in 'n oomblik, dan keer daai ou om. Hy is nog so besig om te moan oor God. Dan in die volgende sin, dan sê hulle, maar Here, U is 'n wonderlike God. Nou, wonder jy, as jy nou histories gaan kyk, of daar iets gebeur het, wat nou hier omkeer, dan sien jy, maar daar het ook iets gebeur regtig. Sien jy so kop wat dit gebeur het. Psalm 10 vers 13 sê, spring die persoon van 'n absolute vernietigende gedagtelyn na 'n positiewe gedagtelyn binne 'n vers, net so. Hy raak amper triomferend in die geloof, nadat hy nou net so negatief was. Vers 13, U die gesmeek van die hulpelose gehoor, Here, U gee hulle nuwe moed, U verhoor hulle gebed, U behartig die regsaak van die weeskind van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te leef nie. Liewe aarde, jy kan dit amper nie glo nie. Wat het gebeur? Hy was nou net so negatief. Nou, wat het gebeur? Wat gebeur met die psalmdigters wat so 'n omkeer maak? Al wat gebeur is, vriende, is die ding van Deuteronomium 32, van die arend wat onder hulle insweep, hulle valstyd, onder hulle invlieg, en hulle valstyd, en hulle dra op sy vlerke, mense wat in daai gat val, in daai negativiteit, in daai ongeloof, in daai weerstand, selfs teen God, en dan kom die arend, en hy sweep onder hulle in, en hy vang hulle, en hy tel hulle op, en hy neem hulle weer na 'n veilige plek, en na nuwe hoogtes. En dit is lekker om te sien as dit in mense se lewe gebeur. En natuurlik, daar's niks beter as dit in jou eie lewe gebeur. Dit het ook al met my gebeur.
dat ek myself op 'n sleg plek bevind het en in 'n tuimel val in my eie gemoed. En dan op 'n dag die krag van die Here ondervind wat my optel en na nuwe plekke toe neem. Daar's niks so goed soos dit nie. En ook in Eldie se lewe het dit gebeur by geleenthede waar hy moedeloos was. En ook nou het dit weer gebeur. Want dis moet gebeur met elkeen van ons wanneer ons sterf, wanneer ons in die dood indaal. Kom die groot arend en hy kom vang ons. In sy groot genade en hy tel ons op en hy vat vir ons na sy veilige plek. NP van Wyk, die groot Afrikaanse digter, filosoof, praat oor Jesus se koms na die wêreld toe. En dan skryf hy hierdie gedig, en die gedig is eintlik gerig aan hulle op die drempel, wat die grens, die ouens wat daar buite staan. Hy sê nie uit wit paleise nie, waar hy uit soewereine wil tot ons staat gebore word, maar waar die kuise en die armes stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy visarentjie van God in ons benoude vlees geval. Hy noem Jesus die visarentjie van God, wat in ons benoude vlees inval. So het die visarentjie van God ook in Eldie se benoude vlees ingeval. Toe hy nou die dag val en nietig word, as ek die evangelie reg verstaan. En ek dink nie, ek twyfel nie of ek reg is. Ek weet ek is reg. Nee, die visarentjie van God in sy baie benoude vlees ingeval, ingesweep, sy vlerke onder hom gesprei. Of soos Psalm 103 sê, het sy jeug weer nuut geword, toe hy sy laaste reis onderneem met nuwe vere by die Here aangekom, gevang, nuut gemaak, gereed. Omdat Psalm 103 so waar is, en kom ek lees dit weer. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in sy troue liefde. Ek verstaan nie alles van die lewe van mense nie. Niemand van ons verstaan nie. Maar ek verstaan genoeg van God se trou en liefde, dat ek hierdie woorde dodelik ernstig neem vir wat dit is. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, en hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie. En vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as die ooste van die weste verwyder is. So ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Laaste bladsy van die Ou Testament, gaan lees dit tog by die huis. Praat oor die wat ontzag het vir die Here se naam. Nie die wat baie goed doen nie, die wat ontzag het vir sy naam, wie sy name opgeskryf staan in die boekrol van God. Die visarentjie het ingeval. Die arend het gesweep. Die arend het hom laat terugkeer, hy het teruggekeer soos 'n arend na sy jeug, na sy diepste oortuigings. En God het alles goed gemaak, sê die evangelie.
Amen. Here, ons groet vandag vir LD 'n veelkleurige mens. Wat op baie plekke, Here, geleef het, mense beïnvloed het, rolle gespeel het, wat diep gedink het oor goed, wat geredeneer het, wat geargumenteer het, wat soms reg was, soms verkeerd was, soms gemaklik was, soms moeilik was, soms goed was, soms sondig was. Here, ons groet vandag vir hom, maar die groet is 'n ander soort groet. Omdat U, Here, vir ons nie hier laat weggaan sonder troos en hoop nie, maar juis vir ons die volle hoop kom gee van die evangelie. Ons gebed is, Here, dat U vandaan elke keer onder Mariana sal insweep en Hanu en Reder sal vang, Here. Elke keer as hulle alleen is, elke keer as hulle twyfel. As hulle twyfel aan LD, of twyfel aan hulle self, of twyfel aan hulle lewe, of twyfel aan die betekenis van hulle lewe. As hulle twyfel aan hulle waarde, dat U sal insweep en hulle terugneem na hulle jeug toe. Hulle sal dit vervier in hulle jeug in. Sodat hulle sterk sal vorentoe gaan in die wete. Die arend het my gevang. Die visarendjie van God het ingeduik in die benoudheid van my bestaan. Ons dankie, Here, vir sy lewe. Ons dankie dat U op soveel maniere deur sy lewe waarde toegevoeg het. Ons prys U naam. Amen. Ek gaan nou vir Reder geleentheid gee om Hildeblyk te bring. Reder, dis jou. Reder is so naby as moontlik hoor. Eers net dankie sê aan Dominee Nelis, die laaste keer wat ek hier bo gestaan en praat het, was my belydenis van geloof, aflegging, en toe het jy ook daar agter my gestaan, so ek waardeer dit dat ons vandag hierdie saam kan doen. My pa was 'n meester van die gesproke woord, My pa was 'n meester van die gesproke en die geskrewe woord. So die gedagte dat ek vandag hom moet eer in my generasie geskikte weergawe van ons taal is vreesaanjaend. Dit gesê was Afrikaans ook my enigste onderskeiding in matriek en my pa was bitter trots daarop. My pa was 45 toe hy my ma my gehad het. Hy was relatief ouer as die ander ouens se paas, maar ek het nooit regtig rede gehad om daar te dink nie, behalwe vir die skaarse tye wat iemand hom sou verwys as my oupa. Ek het ook gedink almal se paas vat hulle die naweek skool se rugbyvelde toe vir skopoefening en dan bly hulle in die kar en skree instruksies uit. Dis eers jare later dat ek besef het my pa was klaar oor die halflyn toe ek in die prentjie gekom het. Dat hy reeds meer wysheid vergeet het as wat ek in my lewe sal versamel. Hy het persoonlik elke tipe mens, verhouding, situasie en uitkoms geken en min dinge wat ons vir hom sou sê was werklik niet of 'n skok. Selfs die aand wat hy moes my bekom haal by die polisiestasie. Hy sê ons probeer stories vertel van sy dae as 'n boeksverkoopman, as 'n bewaarder by korrektiewe dienste en al sy jare by Old Mutual. Maar met ons kort aandagspan het ons nooit regtig geluister nie. Dit was wel die kere
waar ons winkel toe was, net hier by Pick n Pay, waar 'n ander ou oom of tannie hom sou raakloop tussen die winkelrakke en begin praat oor die ou dae van 20 of 30 jaar terug. Met 'n tasbare toon van respek en gesag, waar ek besef het, my pa was grootbaas op sy dag. Maar vir my was hy net pappa. Die pappa wat ons op Saterdag sou roep om hom te kom help tuin maak. Hy sou my met die leer en die saag opstuur in die bome in, om die hoë takke af te sny. En as die groot tak val, moes ek en Hanno aan weerskante van die ding sit, met die groot saag en dit kleiner maak. As daar iets in die huis reggemaak sou word, moes ons vir hom die gereedskap aangee en wag dat hy vies raak, as hy vra vir 'n adjustable spanner en ons gee hom 'n monkey wrench aan. Op Sondag was dit fruit en veg in Voortrekker weg en braai as hy nie die Saterdag die ding self kon regmaak nie. Vir hoërskool en laerskool sou hy ons elke oggend gery het. Hy en Hanno was oggendmense, maar ek het hard gesukkel om uit die bed uit te kom. So elke oggend, so 15 minute voor ons moes ry, sou hy die kombers van my afruk. Ek sou vir hom woedend wees. En dan sou ons die baie stadige rit begin, waar hy met sy knie sou bestuur, om sy hande los te hê vir pyp, stop en rook. Hy het ook nooit sy flikkerligte gebruik nie. En ek kan nie sê hoeveel welgemoed tannies ons vuilkyker gegee het nie. In 'n e-pos wat hy in die geval van sy dood vir my geskryf het, het hy erken dat die stadigery was altyd aspres, want hy het so baie ons geselskap geniet. My dad was an old soul. Hy het 'n volle lewe gehad, eenvoudige dinge geniet, en die lewe romantiseer deur die lens van sy uncompromising beginsels en sy liefde vir mense. Hy het geglo in eer, respek, regverdigheid, loyaliteit en meeste van alles, sy verpligting aan sy gesin. Hy het nooit gekla of kerm en vasgeglo as jy 'n ding wil reg hê, moet jy dit self doen. Hy het 'n sterk Marlon Brando, John Wayne, Humphrey Bogart beeld gehad van wat 'n man moes wees. Vreesloos, betroubaar, beginselvas en 'n onstuitbare verskaffer aan jou gesin. Hy was dit tot op sy laaste asem. Maar ten spyte van sy ernstige geloof in sy beginsels, was sy mees formidabele karaktereienskap, sy perfekte sin vir humor. Dit was baie skaars dat daar nie 'n geleentheid was wat hy kon beter maak deur 'n perfekte grap nie. Of dit nou 'n grap was om die etenstafel, 'n ou storie uit sy verlede, as hy by die strand sou ry met my en Hanno en vir die meisies langs die pad fluit en sê daar's 2 jong kerels wat hulle nommer soek. Of sy heel eerste grap aan ons in die vorm van sy troeteldiernname vir my en Hanno, Troljas. Hy het 'n propvol lewe gehad en sy fair share van onmoeilike tye, maar sy sin vir humor was onstuitbaar en onvergelykbaar. Tot hier teen die einde het hy, toe hy so gereeld begin klop aan die deur van die ewig, het hy altyd seker gemaak, ons stap weg van sy hospitaalbed met 'n glimlag. Jammer kry was nie vir my pa ooit 'n opsie gewees nie. So 2 dae na my pa se dood, het ek die ene aand gaan sokker speel. Dit het vroeër my toe nog nie regtig by my ingesak nie. Maar ewe skielik, met die terugry, het ek begin chunk in die kar. Dit was nie uit verlanging of omdat die finaalheid van sy dood my getref het nie. Dit was omdat ek, vir so lank as wat ek kan onthou, altyd deur die lewe kon gaan en die besluite kon neem met 'n unquestionable sekerheid dat hy my besluite sou ondersteun. Ek weet dit, want hy het dit so gereeld vir my gesê. Hy was verantwoordelik vir my en Hanno se ontwikkeling as mans, as gentlemen, as professionele, as atlete en as kokke. Hy het sy mission gemaak om ons te laat weet dat ons dade, nou en toekomstig, LD approved was. Ek moet erken, voor ek hierdie Hildeblyk begin skryf het ek onmiddellik na sy rekenaar toe gejaag, om deur al sy Facebook posts en joernaal inskrywings te gaan, in die hoop dat hy iets geskryf het wat perfek sou wees vir die oomblik. In my kop sou niks wat ek kon dink of skryf moontlik voldoende wees om die lewe van so 'n literêre reus behoorlik te eer nie. En alhoewel al die stukke kunswerke was in hulle eie reg, is nou nie die regte tyd om onderwerpe op te bring soos Eskom, politiek, ras, rugby of die ontbinding van tradisie nie.
Ons het wel tussen sy besittings, sy potjiekosboek, kookboek, ou pot, wat daar so op die tafel sit, ontdek, wat hy geskryf het, terug in sy Old Mutual dae. Dit is 1986, die jaar wat hy my ma ontmoet het. So, hoe is dit vir full circle? Behalwe vir die tydlose resepte, soos varkrib, gegeurde rys, seekospotjie, depressiepotjie, ambisieuse pot, vispaai, skenkel en skaapstert en tongpot met droë vrugte, het hy ook met elke item 'n kort, kosbare storie geskryf. Soos ek dit gelees het ek om onmisbare sin van vreugde en warmhartigheid in sy woorde gelees. Of hy dit so bedoel het of nie, was die boek en sy liefde om vir ander kos te maak, die perfekte simbolisme vir die persoon wie hy was en die leefwyse wat hy wou hê moes voortbestaan. Daarom voel ek dit is net perfek om hierdie af te sluit met sy laaste inskrywing. Wie die laaste lag is heel moontlik stadig van begrip, want hy het die grap gevang nie. So is ek ook, dommerig en altyd reg om gevang te word. Kyk maar na die voorgaande, die kompetisie, die boek, die kuiers daarom. Maar soos die ou baas sê, 'n man wat vir moeilikheid soek en dit nie kry nie, het nie lank genoeg gesoek nie. Vir al die lekker moeilikheid moet ek dankie sê aan almal wat gehelp het. Dis nie hieroor of daaroor nie. Dis oor hierdie mense nader mekaar beweeg het met ou pot, dat daar 'n spesiale ietsie, so 'n kameraderie tussen hulle is. 'n Ou wysgeer het gesê, mens moet maar die lewe geniet terwyl jy kan, want as jy die dag doodgaan, gaan jy vir lank dood. En daarom, boetjie is 'n genieting, 'n manier van lewe, van uiting gee aan vriendskap. Geniet dit, geniet jou vriende, jou wyn en jou bykos. Want slegs die man met 'n wye ervaring van smaak, van mense en dinge, sal die oordeel hê om later, wanneer dit sou nodig raak, die regte keuse te doen. Groetnis van huis tot huis. Kom maar nou. Dankie Anu. Ek dink genuinely na so mooi geskryf. Eens 'n mooi alde blyk vir my pa is al veel meer om te sê behalwe dankie nie. Ek wil graag net vir almal bedank wat van ver en wyd gekom het om die diens by te woon. En al my pa se broers en susters, hulle gesinne wat wel hier is, wel as die wat hier wou wees, maar nie kon nie. Aan almal wat ingeskakel het aan die livestream. Cheryl, Whitmark en Benny, my pa se kollegas, kliënte en pelle. Dominee Nelis vir maandag en vir vandag, vir Louis van die Klank, die NG Kerk welgemoedspan, Panorama Mediclinic, Prof Dani, Dr Joe, die toegewyde verpleegpersoneel wat my pa hierdie jaar op die voornaambasis leer ken het, District Watch Welgelegen, N1 City Netcare, sowel as Karla vir die blaadjies, en dan het laaste vir my ma, wat so vinnig en mooi vandag gereël het, maar ook die 37 jaar, wat saam my pa, sy partner in crime was, for better or worse. My ma was sy oogappel en die liefde van sy lewe. En dit is vir daardie rede dat ek in rede jou vir ewig dankbaar sal wees. So, ons vra dat julle asseblief die lied luister en asseblief na die tyd net saam ons kom koffie, port en praat en 'n paar LD stories deel. Dankie. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Kom ons buig. Here, ons dankie. Ons dankie dat ons in hierdie oomblikke met U kon gemeenskap hou, dat U met ons gepraat het, dat ons oor LD se lewe kon nadink, dat ons Here kon hoor en ook by mekaar kan hoor van die wellewendheid en die vrug van sy bestaan. Uiteindelik wil ons sê dankie vir U genade. Dankie vir U goddelike genade. Dankie vir U trou en U liefde. Uiteindelik moet ons sê, vir LD se lewe aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan nou sommer deurstap hier vandaan af, na die saal toe. Hier sommer deur daai deur gaan ons saal toe. Baie dankie.